ons het groot geword in Bronkhorstspruit. My ma het lank die swem skooltjie gehad waar die hele dorp redelik leer swem het, so almal het in ons swembad gepie. So ons het maar baie kloor daar by die huis gehad. En sy het ook die gimnastiekklub gehad. En ek het al in die laerskool vir my ma gesê, ja, ek sal nogal like om eendag gitaar te speel, dit sal nogal lekker wees. En op daai stadium was dit 'n geval van, jy weet, dan is dit swem na skool en dan is dit rugby oefening in die middag en dan gimnastiek in die aand. So my ma het ook half gevoel, so nee, daar's nie regtig nou tyd om nou nog musiekklasse en so aan. En toe eers dan uit 8 toe het ek weer dit opgebring. En toe het hulle gesê ja, okay, hulle dink dit is 'n goeie idee. En ek het 2 jaar later al die mense van Klopjag ontmoet en toe dit begin. En dit was die lekker ding ook om saam met Klopjag te speel nog altyd is. Ons het nog steeds almal in daai ding het al die mindset ook gehad van kom ons draai net as jy voel jy wil nou nie die sang klavier speel klavier. As jy wil bas speel bas. Ek het geweet ek was nooit regtig soos 'n goeie bas. Ek het bas so 'n bietjie verstaan. Maar dit is 'n hele ander wêreld. En ek het nogal baie anders na musiek begin luister vandat ek bas speel want ek was met die gitaar en met skryf, jy weet van songs dan is jy so geneig om baie maklik net na die gitaar te luister of die jy weet die melodie instrumente en dan en hierdie songwriting in plaas van om dan soos basgitaar om daai ritme te ding te doen saam met die drummer en dan die melodie saam met die gitare en die klavier en so aan. Dit was 'n groot change. Dit was regtig 'n nice ding, maar ek dink dit my kennis baie verbreed. Vraggies toe ek nou met die tuinwerkies begin het. Toe sê ek nou weer die ouer kerel wat al vir almal moet sê, okay, chill, ons ry so laat. Moenie te veel kuier nie want ons het nog 'n show later, jy weet, daai tipe van ding. Ek het dieselfde vir Pieter al gesê, man. Kom ons kyk hoe gaan dit. En ja, nou is dit nou al 4 jaar later, so dis great. Dit is lekker en ek al die dwerg experiences wat is al opgebou het, is great. Ek moet sê. Ek dink my vroukie het seker meer geweet as ek dat dit sal 'n groot change wees. Ek moet sê sy is so ondersteunend nog al die jare met die musiek en toe ons begin uitgaan het, het ek vir gesê onthou net dis hoe ons dit doen. En met my seentjie by, ek moet sê dit gaan 'n groot aanpassing. Ek kan dit voel nou elke dag hier by die fees. Ek moet dis daarom lekker van tegnologie om seker net maar elke dag jou MMS'ie te kry van hoe lyk dit vandag en wat maak hulle. So dit maak bietjie seer. Ek moet sê dit is iets wat ek seker moet gewoond raak. Was baie ouens in die industrie wat dit al jare lank bewys het dat jy dit kan doen. Ek kan nie uitwerk of dit nou my 8ste of 9de of 10de KAKNK selfs al is nie. Jy weet, waar ek al hierso show saam met Jan Blom gedoen het en ons het met Klopjag al elke jaar die produksies gedoen en groot aande waar jy in elke pound instap en dan nooi Karen Zout jou op en jy speel 'n bietjie gitaar en so ek het sulke great en jy weet elke keer die kaktus op die vlakte shows en net die saamwees van die industrie is ook vir my awesome. Ek weet ook daar's baie nuwe mense wat die hele tyd inkom wat goeie idees het wat jy wil saam mee werk. Jy kan sommer sien shit, ek moet iets draai bietjie saam met hierdie ou. Ek dink hy kan ons help met dit en dit en dit. So nee, mense moet maar net positief bly. Ek dink meeste van die tyd, ek dink baie mense voel dit in hulle eie werke by kantore en dit is fine. As jy jou songs het en jy bly net aanhou werk, dan sal dit fine wees. Wat jou harder laat probeer, ek het al genoeg keer. Ek het al genoeg keer. Ek het al genoeg keer. Dan denk je, yes man, zo zoveel meer guarantees geweest het en iets anders. Maar ik bedoel, dan is het maar een kwestie van tijd wat het weer draait en je beseft weer, ik doe eindelijk precies wat ik wil doen. So.